tyd om te sê jammer jy belofte wegsny. Jy het my beloof tot die dag van jou dood. Jy het met jou woorde my altyd laat hoop dat as ons Eerstens baie dankie vir julle tyd. En ek weet baie keer is julle is op die klok en julle is haastig en ek waardeer regtig die paar minute wat ons saam het. Ek gaan kom ons begin. Dewald, jy is hier reg voor my. Ek gaan vir jou vra, vat asseblief 'n minuut en stel jouself voor aan die oorsee audience. Want ek kan jou beloof daar's van hulle wat nie klou wie is nie. Ja, wel. Meeste mense in my familie. Ja, ek is Dewald Wasserval. Ek was 'n voltydse musikant vir omtrent 15 jaar. Ek het 'n paar albums uit wat taamlik goed gedoen het. En ek het net so in die middeleinde van COVID Nederland toe getrek en 'n ander beroep gekies, maar ek maak nog steeds musiek wanneer ek kan. Ja. Wanneer ek 'n kansie kry en baie opgewonde om deel te wees van die toer wat nou binnekort in Nederland gaan plaasvind. Dis amazing want ek het al met 'n paar sangers gepraat wat daai kant toe gaan en hulle almal sê dieselfde ding gewoonlik. Ja, en ek gaan ophoek met Dewald Wasserval daai kant en hy gaan sommer 'n bietjie saam met ons sing. Ek dink dit was Spoegwolf se ouens, Heuwels was op pad daartoe laas jaar. Hulle het moes ongelukkig daai toer kanselleer, maar ek dink hulle was intussen weer daar en hulle het ook gesê nee, ons gaan vir Dewald daar kry. Ja, Liani. Ekskuus. Ja. Hallo. Nee, gaan Liani. Eerstens wil ek sê, vra vir hom, wat is 'n celebrity? Verduidelik jy vir ons wat is 'n celebrity? Want ons is nie Luke Bryan of wie se ouens en Carrie Underwood nie. Ons is maar net Dave en Liani. Jy weet Rian Kruiwagen. Ja, dis te buite hoor. Vir ons wat hier oor see is julle nog verder weg as die mense in Suid-Afrika. So ons vir alles hier op 'n Vrydag aand wanneer ons daai eerste bier in het en die kole is amper reg en die musiek begin saggies speel in die agtergrond, dan is julle royalty. Geet van celebrity. Dan mis julle verskriklik baie. Baie dankie, ons waardeer. Ja. Wel, asseblief, stel jouself voor. Ek ken jou glad nie. Ken jy my glad nie? Okay, ek is Liani May, ek is die eerste kunstenaar of 'n vroulike kunstenaar wat in 'n seuns badkamer 13 km van hier af is dit of van die plaas af is 'n dorpie naam van Oranjewil. Eden was nog voltallig geweest, al 4 manne en ek het na die tyd vir hulle gesê ek het Idols probeer, ek het Supersterre van Patricia probeer om in die industrie te kan inkom, om my loopbaan in my droom te gaan leef, uit te leef. En toe Johan Vosser en Sean Els my audisie gedoen in die badkamer. Ek het vir hulle gesing en 'n week later toe nooi hulle my Pretoria toe, platekontrak gekry na Bok van Blerk toe. Ons is 'n jaar wag vir Delaray om uit te kom. En toe in 2007 toe kom die album uit. Jy sien my nie meer, eintlik vergeet my nie. En dit is 'n groot album gewees. Ek het dit self nie sien kom nie. En so nie meer was die liedjie van die jaar en die album van die jaar. Daai was die grootste seën ooit gewees. En van daar af is Liani May die kunstenaar gebore. Ek jok vir jou, ek weet presies wie is, want ek het so 'n paar jaar terug het ek by my pleegouers bietjie gaan kuier in die strand en my vrou en haar beste vriendin, hulle albei se naam is Marinda, so as hulle twee saam is hulle net simpel. Maar hulle het my forceer om te gaan sit en 'n Afrikaanse movie te kyk. Ek is amper seker, behalwe nou vir Vila se kind was dit seker die tweede Afrikaanse movie wat ek ooit gekyk het, want gewoonlik ons is so geïndoktrineer deur Hollywood, ons wil net Marvel kyk en al daai tipe goed. En ek sit toe en ek kyk toe Platteland. En wow. Was ek nou mal oor daai film. En ek het gisteraan dieselfde ding vir Bok gesê. Ek het hom gesê Steve Hofmeyer, julle almal was great. Maar wow, hy is soos die Suid-Afrikaanse Stefano de Mero. En Bok het nie 'n klou van wie ek praat nie. Ek hoop jy weet. Days of Our Lives, come on. Hy was die main bad guy van die storie. Maar ja, ek het daai film baie geniet en ek toe via my kontak en vra luister, kan ek asseblief met Dewald Wasserval en Liani May praat. So in my kop is dit soos ek praat met beloof en met Platteland. Dis al wat ek hoor. Ons waardeer baie dankie. En jy sal nie glo nie, baie keer is ons
nou die dag sê 'n meisie vir my, 'n jongerige vrou, sy sê vir al die kleerlingmense, Deef weet ook, die kleerlinge is erg oor ons musiek in Suid-Afrika, soos Ja. Aggeneys en Springbok, en hulle sal so nie meer ken of beloof van Deef ook van Dewel. En die ding is, hulle is hulle my groet by die volstasies, dis nie meer so nie meer nie. Ek onthou jou van daai fliek van jou van Platteland. Dis Platteland nou hoor, vergeet van so nie meer nie, dis Platteland. Ja. Ja. Wel, dis 'n groot voorreg. Dewald, Baie dankie. ek brand om te weet en terwyl Leani verskriklik lank gesukkel het om 'n webcam aan te sit, wil ek weet nou ek werk ook in IT. Ek is weet toe ons destyds begin het, toe ek begin het in IT het ek altyd gebrek daarmee. Ek het my pelle, ons sal in die pub gaan sit in die bar na werk, 'n bier drink en dan vra die oulike barlady my, maar wat doen jy? Wat is jou werk? As ek sê IT technician. Jy weet, ek is so trots op. Nou as iemand my vra wat ek doen vir 'n lewe, ek sê vir ek's 'n janitor hoor. Ek sê nie ek werk met rekenaars nie want ek's te bang. Net nou moet ek iets fix. Nou Ja. jy het my 'n summary gegee in die introduction. Vertel my meer. Vertel ons, is daar net meer geld in IT as musiek? Ons wil weet. Nee. Ons wil nou opgee op die droom. Sê my. Ja, asseblief, vertel ons. Ek wil ook weet, kan ek ophou sing? Kyk, dit hang af hoe goed jy sing. Want dan is daar meer geld anders as in sing. Nee man, ek het so teen 2017 het daar 'n klomp slegte goed gebeur met my en die platemaatskappy en ek het soort van nooit my liefde vir musiek verloor nie, maar my liefde vir die musiekbedryf. Want dit het vir my bietjie polities begin raak en ek het regtig begin dink ek wil kyk om miskien iets anders te doen, maar ek het nooit goed genoeg rede gehad nie. En toe kom ons goeie vriend COVID en Ja. forceer my om, en ek meen ek het op 'n stadium my geld gediversifiseer in ander goed maar in 'n restaurant en dit was toe ook illegal op daai stadium. So basies alles waarmee ek kon geld maak was toe nou onwettig op 'n stadium en dit was net soort van die push wat vir my gesê het jy moet nou iets anders gaan doen. En toe het ek lank gesoek en 'n paar goed begin doen en toe kom ek af op die Salesforce platform waarvoor ek nou werk. En ons doen basies besigheidsautomatisering en toe studeer ek tydens COVID en kry 'n werksaanbod in Nederland. Dit klink absurd as ek dit nou sê, maar alles het baie vinnig gebeur en ek's baie bevoorreg dat dit so gebeur het en dit was soort van net die voet wat my geskop het om net bietjie iets anders te gaan doen en iets anders te gaan probeer. Dit was nooit oor die geld of enigiets, dit was net ek wou 'n meer future-proof loopbaan probeer. Ek is nog steeds nuuskierig nou. Ek kan nou al imagine jy daar ingestap in die kantoor jou eerste dag. Praat nie veel Nederlands. Ek neem aan jy's nou relatief fluent. En na jou eerste week vra jy die ou hier langs jou, "Hey, Google my gou." Het hulle geweet jy's eintlik 'n bekende sanger in Suid-Afrika? Man, hulle het 'n manier om dit uit te vind. Ek loop nogal nie met dit rond op my T-shirt nie. Jy lyk nie so tipe wat doen nie. Maar natuurlik kyk, groot maatskappye het 'n manier om nogal in jou agtergrond in te kyk want jy werk met baie sensitiewe data en so hulle doen 'n baie diep check op jou. En dan kom hierdie tipe goed uit en dan word dit maar dit is die dude wat hy's 'n developer maar hy het ook 'n Spotify. Jy weet. Ja, so dit ek probeer dit nie weghou van hulle af nie, maar dit is maar awkward as jy in die kantoor sit en hulle sê hoekom sing jy nie 'n liedjie nie? Jy weet. Ek kan sien jy's baie besig op 'n jaareindfunksies hoor. Nee wat. En daar jy kan hulle nie eens invoice vir dit nie want ek meen jy werk daar. Soek jy 'n reis of wat? Daar's die gitaar sing. Ja, Maar- dan kry jy regte sanger. Vertel my jy's nou al daar van 20 ekskuus wat jy gesê. Einde 2021. Het jy nou al in Liani verskoon my, ek het there's a means to an end. Ek werk op na iets toe. Kan jy nou al 'n bietjie Go vir kan jy nou al Nederlands Ek praat? wil graag hoor wat gebeur.
Ja, ons weet nie wat aangaan nie. Dis is kan jy nou al Nederlands praat? Ja, hoor, mense maak die fout om te dink Nederlands en Afrikaans is baie naby aan mekaar en dit is regtig glad nie. Ja. Dis Nee. regtig. Ek dink Dis 'n verskriklike taal. Dis regtig moeilik. Enige iemand wat in Nederland woon op hierdie stadium sal vir jou dieselfde sê. ja. Dis regtig moeilik om die taal te leer, maar ja, na 2 jaar kan ek uiteindelik sê yes, ek kan dit nou al praat. Hulle kyk nog steeds partykeer vir my asof daar iets fout is met my brein, maar kan hulle my verstaan en ek kan hulle verstaan. So Ah, ja, dit is maar okay, maar hou daai gedagte. Leani, ek wil vir jou 'n videoklip Ja. ek wil vir jou 'n videoklip speel. Nou ek daar's iets van klank deur 'n mikrofoon speel wat nie lekker werk oor Zoom nie, want sekere pitches blok hulle uit. Maar ek hoop jy kan hierdie hoor. Dis Bok Okay. dis Bok wat hierdie gesê het. En dan Ja, Leonie is geneig om een of ander storie uit 'n sloot uit te gaan haal oor platteland en die melkterte en die goeters nie. Sy gaan weer besig hou. maar ek sal seker maak ek kry elke soetsappige storie wat sy het. Is daar enigiets Wat sy sê, moet niks. kommentaar asseblief? Dis nou Bok wat van jou geskinder het. Hy het nie gedink ek sou nie, maar ek het toe besluit ek gaan dit net so publish. Dis live. Of dis Okay. So jy moet nou retaliate. Ek wil sien. Goed. Eerstens Bok terg my altyd, want ek kan nogal vra vir Deefok. Ek hou van gesels, maar met mense wat ek love, soos en ek Deef weet ook, as ek met hom begin gesels, hy sê ook altyd, okay, waar gaan jy begin ophou gesels? Maar daar is baie lekker dingetjies wat in platland gebeur het, soos hy nou gesê het, Leani sal vir jou al die dish kan gee op platland. Soos Bok, ek weet nie of hy weer kan melktert eet nie, maar toe ons die fliek geshoot het hulle 'n 5 liter yskriem bak vol vulsel gemaak, regte egte melktert vulsel. Maar dit was so 'n warm dag gewees, dit was om die hoek van die huis gesit. En elke keer wat hy sy vingers in die melktert druk en sê, "O, bedoel jy so?" Het daai begin warm word. So melktert met die melk en dit begin suur word. Nou, soos Bok staan en praat met my so voor my, spoeg my partykeer raak en dan kry ek daai walm van die suur melktert nie. Dat hy partykeer om die hoek gegaan het dan hy so 'n bietjie dan kom hy terug as ek het whole sweets vir jou. Dis vir jou whole sweetie want jy pong Bok, jy pong. So ek kon later nie meer met Bok nie. Maar ja, daai was een van die lekkerste. Ek moet sê selfs soos 'n lekker groep mense gewees. So nee, Bok sê ek praat baie, Jay sê ek praat baie, maar ek het al mense ontmoet wat meer as ek gesels, ja. Wie is Wat sê Deef sê? Deef, wat wil jy sê? daai mense? Ek sou graag 'n vlieg teen die muur wou gewees het, regtig. Definitief. Nou, jy het nou Jay genoem. Ek het jy het 'n hele paar liedjies uitgebring saam met Jay. Is daar 'n goeie chemistry as dit kom in die musiek skryf en die musiek maak saam met hom? Ja, ek moet vir jou sê, kyk Dewald, om iets te noem. Dewald is 'n great liedjie skrywer. Ek aan die ander kant, ja, ek het bel gehad en ek kom huis toe en saam met ek en Barry, saam met Johan Foster, ek moet nou net noem. Johan Foster was 'n genie met liedjies skryf. Ons kan nie daarby verbykyk nie. Hy het van 'n so many meer geskryf, regdeur Toe Stop My Hart, 'n Bonnie and Clyde, 'n Daar Vat Hy, saam met Appel ook, Naweek Lyfie, en Ewald Koleski ook. Hulle almal, jy weet, jy kan maar noem, maar ons kan dankie sê vir die liedjies. Die feit dat ek en Jay bymekaar gesit is deur die platemaatskappye, dit het gewerk. Die stout seun van Eden en die boeremeisie van Oranjewil, dit het gewerk. As jy vir my vra, ek en Jay al ooit beklei, nee, het ons al verskil oor goed, ja, maar ons laat dinge werk. Soos Barry Barry, as ons 'n verskil sou gehad het oor iets. Kom ons sê, hy en Mia het bietjie woorde gehad en ek en Barry het woorde, dan klim ons op die stage en sing, ons sal Barry sê, mense gaan op julle gesigte sien, julle lyk nie lekker en die mense kan dit sien, so kat julle crap en doen hierdie show ordentlik, en dan dan sê ek vir Jay, vir 'n uur, kom ons doen ons ding, en ag nee, dit het net gewerk van die begin af, en die skrywers soos Johan Foster, Evie, Appel, hulle het ons hierdie great songs gegee, en ons kan net sê dankie vir daai great loopbaan, en die loopbaan wat ons nog steeds het. So, David weet self, en hy gaan toch vir jou kan sê, song is king, dit is so, David great songs, en Johan Foster het great songs skryf, regdeur van, ag noem het, Bok van Blerk, Leani, Carlien,
noem hulle, vir my en Jay en vir Eden ook. So ek wens ek was so great liedjie skrywer gewees in my lewe, maar ons kan net sê dankie vir die liedjies. Dit het ons gemaak en dit het gepraat met die mense daar buite, met die reg oor die wêreld. Het mense gesê love daai song, love daai songs. Ons kan net sê dankie daarvoor. Dis amazing. Bok het die soort van dieselfde gesê. Hy en ek wil nou nie miskwoteer nie, dit was net gisteraan, maar ek weet hulle is tans besig om weer saam te werk en hy is nogal baie excited daaroor. Dis great. Ja. Nou Dis great. ek kan hoor jy's platteland. Nou ek is van Namakoland oorspronklik. Ek Maar die love oupa- Namakoland se mense. My oupa was vir 36 jaar die hotel manager in Garries. En Pragtig. ek het op Bitterfontein se klub rugby geleer speel en ek mis dit verskriklik baie. Is jy tans nog steeds in daai omgewing? Definitief. Ekskuus om jou dit te gee. Ek het hier waar ek tans nou bly in hierdie plaashuis. Dis so 13 kilos van die Valdam af, die Valdam sluise. Dis 2 ure van Pretoria af. So ek het hierdie grond geërf. Eerstens ek het hier groot geword van 1976. Ek en Barry was vir 10 jaar in Pretoria wat ons nou maar vir die sangindustrie soontoe getrek het, maar elke tweede week was ons op die plaas om dinge te doen. In 2015 het ek hierdie 4 klein stukkies plaas het ek hier geërf van my dad so hy oorlede is. En Barry het my aangegaan met die bietjie besigheid geërf het hy opgebou, bietjie skaap opgebou. En ja, ek moet vir jou sê, ons het toe lockdown gebeur, ons het 2 jaar voor dit al gesê, kom ons trek terug plaas toe, die stad druk my. Ag, ons het deef ook gesê, daar's politieke dinge wat jou pla en jy wil net bietjie wegkom, jou kop skoon kry en so aan, toe trek ons op plaas toe in lockdown, verkoop ek my huis, trek skelm terug plaas toe, in Vrystaat toe hulle die grens storie lig. En weet jy, die koudste winter ooit, die krippe van die beeste was gevries in die oggende, -10 grade hier in die Vrystaat. Maar hoorie, ons gaan show en ons kom terug en ek is hierso op die plaas, ek bak en brou, ek het goed, great geraak om brood bak, vetkoek bak, kos maak nog beter. Ek het my handslammers, my handskalders, ek het my groentetuin. Hoorie, dis 'n ander atmosfeer vir my. Ek is maar nog al die jare, soos jy gesê het, in Garries, daai is maar net Namakoland, is beautiful valley, beautiful mense. Vrystaat is ek maar. Ek is 'n plaasgirl, is altyd 'n plaasgirl bly. So nee, die stad is nie meer vir my nie. As ons moet Pretoria toe gaan, soos eergister vir 'n fotoshoot, dan sê Barry, ons moet hier uitkom, ons moet plaas toe. So nee, ek sal dit nie verruil weer nie, hoor. Ja, jy moet nou mooi luister wat sy sê sy sal glad nie daai plaas verlaat nie, want ek het vir ons 'n klein game wat ek wil hê jy moet speel. Ek interview nie baie keer mense saam nie. Ek het Spoegwolf en so het ek saam as 'n band geïnterview en ek het actually iemand dan nie aanstaan. Ek kan niemand dan nie, ek moet wag en terugkyk, maar Dewald, ek wil hê jy moet vir Leani convince. Nou Leani, jy kan nie Nederlands praat nie by any chance. Nee. Nee, ek kan nie, Deef gaan my leer, die 19 Oktober. Jy het 2 maande oor. Dewald, jy moet vir haar convince om Nederland toe te trek. Jy het 'n minuut om jou argument voor te sit en vir haar te verduidelik hoekom sy van die plaas af, van alles wat sy verlief is, haar bak en brou, alles te los en Nederland toe te trek. Leani, jy het nou 'n voorsprong want jy weet wat volgende kom. Jy gaan vir Dewald moet convince om terug te trek Suid-Afrika toe. Plaas toe. Okay. Ek hoor jy sê Steven, maar hoor die Deef, onthou jy watter jaar was ek en jy en Dousie en Jay en my Barry en Willem Botha in Nederland gewees? Onthou jy daai 2 shows daar, maar toe het ek vir jou gesê, vir jou en vir Barry gesê, want jy en Barry is altyd gewoonlik saam gewees of gechat, nê? Toe sê ek daar, ek sal Suid-Afrika los vir Nederland. Want ons was daar gewees, dit is 2012, nê? Moenie Daar- cheat. Ja, dit is 2014 of 15 dink ek. Maar Ja, sê. daarom. Okay, maar jy kan my convince, maar ja, dit is, as ek moet gaan, sal ek, ja, jy hoef eintlik nie te sê. Julle albei is akteure, julle moet nou 'n show opsit. Ek wil convince wees. As hierdie verby is, wil ek wil nie ek moet soos half in 'n split decision wees. Gaan ek na Nederland toe of gaan ek plaas toe? Ek's in Melbourne. So ek tel nou ongelukkig nie, maar kom Dewald, go. Ja, okay, nommer 1, ek wil niemand oortuig om Suid-Afrika te verlaat nie, want ek meen as dit jou huis is dan en jy's happy bly by all means, regtig. Maar wat great is van Nederland is jy's Yes. nooit ver
van die plaas af nie. Byvoorbeeld waar ek woon in Breda, ek woon in een van die net so 'n bietjie aan die buitewyke van Breda. As ek 2 minute met my fiets ry, as ek op die plaas sit, dan is ek tussen die mielielande. Hier's riviere en strome en water oral. Ons kan met die boot uitgaan enige tyd wat jy wil, maar jy is nog steeds naby genoeg aan die stad sodat as jy moet werk, dan sit 20 minute in met die fiets en jy's daar. Nommer 2, jy het nie 'n kar nodig nie. Enige plek waar jy wil gaan, klim jy op jou fiets. Wel in my geval ek het 'n bushalte oorkant my voordeur, so ek stap by my huis uit, klim op die bus. Hy vat jou treinstasie toe en van daar af kan jy Rusland toe gaan as jy wil. So Jy wil nie. enigiets is bereikbaar sonder 'n voertuig. Tweede ding is as jy 'n voertuig het, kan jy Derde, jy het klaar tweede. Sorry, ek interrompeer. as jy 'n voertuig het, kan jy op 'n vakansie gaan soos wat ons nou het. Jy klim hier in die kar, jy ry. Ek was in Praag en in Bratislava en in Duitsland en in Oostenryk. Alles binne 2 weke wat ons net met die kar gegaan het en gery het en 'n klomp goed gaan sien het. Dit is, of ten minste dit voel vir my super veilig. Ek is nie bekommerd oor my kinders nie. My kinders speel buite. Hulle gaan klop by die bure aan, gaan speel by die bure of wherever. So ek het baie minder stres oor dit. Maar ja, soos ek sê, immigrasie is moeilik. Jy weet waarvan ek praat. Dit is een van die moeilikste goed wat ek al gedoen het. So as enigiemand dit oorweeg, sou ek sê maak 9000% seker voordat jy dit doen, want dit is ongelooflik moeilik. Maar in my geval voel ek definitief die moeite werd. Ek het dit 2 keer gedoen. Engeland en toe Australië, nooit weer nie. Dis jammer. Ja. Leani, is jy oortuig? Is jy bereid om die plaas in die Handslammers en jou Land Cruiser of wat ook al jy op die oomblik ry te los? Ek kry 'n Hilux bakkie. Ja, Hilux. Ja. Ry Ford. Sorry. Dis alright, my broer het 'n Ford. Hy boer so 40 km van hier af op teen die val dan, maar ja, hy's 'n Ford. Ek's maar Toyota Hilux, so double cab, so nee, vir my nee. Moet vir jou sê, Deef, nee, ek het daai dit vir Barry gesê in 2014 en vir jou ook, hoorie, dis die mooiste daai toe ons in Arnhem was. Dit is Suid-Afrika net baie jare terug. Ou ek jou kan oortuig om te sê, kom ons word wakker vanmôre. Ek sê vir jou, hoorie, die ou Suid-Afrika is terug. Wat ek bedoel is, daar's nie crime nie en dan kom jy terug en alles is wonderlik hierso. Deef, kom terug asseblief. Dis alles perfek. Dis die crime nie. Daai kind, dit is al ook vir Deef kan oortuig, maar nee. Maar met die nuwe verkiesing moet ek sê, daar's 'n paar goeie wat begin regkom, maar dit gaan jare vat, hoor. Maar Nederland, ek het vir beide al gesê. Ek weet ons is nou laas jaar vir 2 weke in Nieu-Seeland met 'n toer en 2 weke in Australië. Van al die plekke en ek was al 'n bietjie in Dubai gewees en in Engeland. My keuse as ek die dag hier oppak, sal ek vir Deef dan sê, hoe kom ek in Nederland? Dis my en Barry se eerste keuse. Dis dit. Sorry, daar's nie 'n ander land nie af. Ek het my hart lê in Nederland. Dis my eerste opsie. Dis soos om te sê, jy skryf die Stormers en jou tweede opsie is Cheetahs. Definitief Nederland julle. Jy het sopas my game gebreek. Dis stikkend. Ja. Sorry. Dis is jy moes act. Dis Platteland 2 hierdie. Dit is jy moet vir Dewald smeek. Jy kan nie die beeste het om nodig. Dis okay. Nee, ek kan nie wag. Ek kan nie vir julle vertel nie. Ek en Barry kan nie wag om vir Deef te sien in Nederland. Ek wens al dis 19 Oktober, want ek mis net Deef net 'n manier om met jou te gesels en hy's so rustig en hy het hierdie droë grappe en hy's altyd dieselfde. Dit was my so sad toe ek hoor nee, daar gaan hy nou. Maar ek het geweet hoor hierso Deef sal Deef bly en ek kan nie wag om weer te sien nie. So nee, ek hoef nie om te oortuig nie. Ons vriendskap sal wees soos hy was toe hy weg is, hoor. Waar gaan hy nou? Ja, ek sien uit om julle ook te sien. Ek wil net vir julle sê, Barry, weet net solank daar is nie brandewyn in Nederland nie. Die wat hulle hier is ongelooflik sleg. Bring saam, asseblief. Okay. Drink saam. Deef, nou wat het jy daar? As jy nou ietsie drink, Deef, as ek mag vra, wat sou jy drink as jy ietsie braai of kos maak? Kyk, ons is mos maar in bierwêreld hierso, so jy sukkel baie om slegte bier te kry hierso. Enigiets wat jy koop en jy dis hulle standaard ding wat jy by die supermark koop is regtig topgehalte. So ek is maar 'n bierdrinker en as ek myself wil treat, glasie wyn of 'n whisky. Ek het nou die En dag dan as iemand vir my kom kuier en vir my brandewyn bring dan
special. Ek het nou met 'n kappel gepraat in Nederland en ek sweer, het die ou gesê daar's bier vending masjiene by sekere plekke, soos by Ja, ja. restaurant of stasies of so. En hy Ja. toe ekskuus. Nee, 100%. So jou drankwinkels maak 6 uur toe, maar hulle verkoop net harde drank en spesiaal bier en wyne en goed. Supermarkte verkoop enige bier waaraan jy kan dink. En meeste van hulle is 7 dae 'n week oop en oop tot 10 uur toe. So daar's nie daai verbod wat jy Sondagmiddag nie meer kan bier koop of wat ook al nie as jy Jy 9 lyk uur op baie 'n nugter Sondag. vir 'n plek wat Ja. waar die 7-Eleven op die hoek bier Ja, verkoop. verseker. As jy 9 uur op 'n Sondag aand wil bier hê, dan kan jy dit hê. Jy weet. Ja. So Deef, jy sê dat as ons nou kom kuier, moet Barry veel botteltjies saambring, nê? Ja, asseblief. Is daar enige Okay, reëls? so- Is daar enige Oh, reëls? dis dit kommer by. Ek gaan hom sê, jy hoor Deef sê jy moet saambring, hè? Hy Jy moet vir moet tog hom die ook kamera saam. by. Ons maak vir Barry deel. Miskien kan Barry vir Dewald convince om plaas toe te kom. Wel, ons moet nou nie vergeet hoekom ons almal hier is nie. Ons moet daar 'n bietjie gesels oor julle show. Ons het 'n bietjie getouch daarop. Nou, hoe gereeld toer julle so saam as 'n span? Ek praat nou van jou Liani, Dewald, 'n Bok en ekskuus, het ek nou die ander ou se naam vergeet. Rian Benadi. Rian Benadi, yes. Hoe kan ek dit, want my vrou se nooiens van is Benadi. En ek wonder altyd of hulle related is somehow, maar want dit is 'n baie unieke van. Maar hoe gereeld toer julle saam en wat is die afwagtinge van hierdie show? Wat kan die kykers verwag? Enige surprises wat julle op die verhoog gaan doen? Enige nuwe musiek dalk Dewald wat jy op jou bier beswepe aande bymekaar geslaan of ek vis maar net. Okay, Deef, gaan jy eerste. Ja, wel nommer 1. Hoe gereeld gebeur dit? Nie vreeslik baie nie. Ek weet in die ou dae toe ons almal by dieselfde booking agency en platemaatskappy was, het ons baie sulke toere saam gedoen. Deesdae vir my ten minste, ek is baie goeie vriende met Wian wat die show organiseer hierdie kant. So elke keer as hy iemand oorbring, nie elke keer nie, maar af en toe as hy dink is 'n goeie match, sal hy my vra of ek miskien ook aan die show wil deelneem en dit is gewoonlik 'n ja vir my, want ek doen nou net een show 'n jaar. So, Why not? ja, behalwe ek weet ek doen nog steeds shows hier in die pubs en goeters, maar dis nie op die skaal wat hierdie show gaan wees nie. En ja, van my kant af, ek moet in die eerste plek net weer my songs gaan leer. So as mense is gelukkig as ek net al die woorde ken van die liedjies en dan verrassings wat ek julle kant toe kan gooi, is dat ek miskien nuwe woorde gaan opmaak vir songs. Maar as jy jou song Ek's baie opgewonde. Ek dink dit gaan 'n vreeslike gekuier wees, want ek dink die groep kunstenaars wat saam is, het mekaar lanklaas op dieselfde plek gesien. So dit Ja. gaan 'n lekker. Ek sal enigiets gee om bietjie te kom bywoon, maar julle verstaan nie hoe ver Australië van alles af is nie. Julle was al hier. Dit is te ver. Ja. Ek wil nie. Maar Dewald, net voor ons oorgee aan Liani, ek moet net sê, jou beloof eendag as ek groot is liedjie, né? Dis die eerste song wat ek van jou gehoor het. Ons het in Engeland gebly op die stadium en ek weet nie hoe dit oor die playlist gekom het nie. En ons het begin luister. My seun was 3. En ons het oorgetrek Engeland toe hy 2 was en hy het so die mooiste Afrikaanse vocabulary gehad. As ek dit nou so moet stel, as ek nou vir Afrifoor moet kwaad maak deur my Engels moet mix met Afrikaans. En dit was 6 maande in die kleuterskool daar. Toe is hy so Brits soos een van hulle. En die enigste ding wat hy in 'n mooi Afrikaanse aksent kon doen, was daai liedjie sing. En ek sê nou vir my vrou, ek sê vir haar, ek is seker ek het 'n recording van dit eers in die 77,000 foto's wat ek op my foon en video's wat ek op my foon het. En ek jok nie, dis so baie daar is. En ek sal dit gaan kry en dan sal ek dit in die edit sal ek dit inwerk. As ek dit kry, sal ek dit nie in die post edit insit, dan kan julle 'n bietjie gaan kyk. Maar Super. ja, ons is baie lief vir daai liedjie. Ons het hom oor en oor geluister. En ja, toe ek uitvind jy het Nederland getrek en jy het besluit om IT te doen in plaas van musiek. Dit was 'n bietjie van 'n shocker, maar ek meen ons wat so ver weg woon van almal af. Ons is maar 'n bietjie disconnected van julle af.
en ons is nie meer so up to it of up to date met nuwe musiek wat uitkom en so nie. Ek probeer. So ek sit maar my notifications aan en kyk, okay, hier is nou weer iets, hier is iets. Ek weet bokse musiek stroom nou op Apple weer in, so ons kan dit nou weer 'n bietjie luister. Spoegwolf bring amper 2 albums per jaar uit en ek's 'n groot fan. Maar yes, maar van ons kant af as 'n familie, dankie. Jy maak great musiek. Waar ook al jy is in die wêreld, moenie ophou nie. Leani, wat 'n surprise. Ek weet, okay, wag. Ek weet Bok gaan bietjie Nederlands sing, maar ek het julle nie gesê nie. En ek verwag ook hy gaan hierdie video kyk hier, so moet my nou nie snitch nie. Okay. Gaan hy regtig 'n stukkie Nederlands sing? O ja. Oh, hy Ek sal moet hom doen. afshow somewhere. So nou Okay, moet julle Dave, dit kan wys op. stop. Okay. Okay, Dave, wys dit vir hom regtig geboor het gedoen, dan sing jy vir hom eendag as ons groot is en net in Nederlands, hoor. Wys vir Bok. Waar Ek kan nie. daar waar die bord begrawe is. Want ek moet sê, nou het jy vra, hoe voel dit in dinamika as ons saam so getoer het, soos in 2014 was soos 'n lekker groep, soos ek nou nog gesê het, was ek en Jay en Dave en dit was Willem Botha en was Dousie gewees. Daar was net 'n lekker, ek kan net sê, ja, dit was een van die lekkerstes. Nederland was een van die lekkerstes gewees. As hulle lekker mense by mekaar sit, is so weg van die huis al so lank, 10 of 12 dae, maak dit net baie lekker. En toe toe sien Wian, dis ek en wat gebeur het is, dis eintlik 'n bokse toer saam met Rian van Nederland en dan Dubai en ek dink hulle gaan Ierland toe ook of so aan en so. Maar toe ek het net regtig ligweg vir Wian gesê, ag hoorie, wanneer kan ek bietjie weer Nederland toe gaan? Daar is die poster en ek is saam met Bok en Rian en toe dis vir my lekker om te sien, hier's DW ook op die poster. Ons gaan hom sien in Nederland, hy's deel van die konsert. Dis lekker. Ons vier, ek ken vir Rian ook al langer en vir Bok ook. Ons is 'n lekker groepie, ons gaan 'n lekker groepie mense in Nederland wees. En ag nee, ek het niks. Ek kan net bietjie Benhou nie kom sing wat ek nie verwag het toe Roo wat Tekkies Brand geskryf het. Ek het hom gevra ek soek 'n sang en toe skryf hy bietjie Benhou nie. O, en ek Velk ook vir Fatman ook geskryf en SOS en ons gaan dorp toe. En nou intussen het hy vir my 'n liedjie geskryf, Sing Kanarie Sing, wat 6 September uitkom. Die video gaan 'n regte trompie video wees. 2 laities wat die katte kwaad aanvang. Hulle is 11 jaar oud, daar beplaas die buite Pretoria. Kleilat, Ketty skiet, name it, vlot ry, die video gaan dit wees. En dan is daar 'n roep vir ons, ek het hom gesê, ons soek weer toe stop my hart vir my en Jay. So dit gaan later in die jaar uitkom. Dit is 'n love song Afrikaans. Ek het gesê ek en Jay kort weer daai. Ja, ons het 'n lekker dag vat hy gehad 'n naweek lyfie. So dis al wat ek nie kan bring is maar bietjie Benhou nie en dan die ou goedjies Seisoen en is jammer ek en Dave het nie 'n duet saam nie, maar ek sal dalk maar die Karlien stukkie vir jou oefen. Jy en Karlien het 'n duet saam, nê? Nee. Daar is dit. Ja. Dis wat vir Bok stop. Doen dit duet. Maar moenie sê nie. En weet jy wat? Hierso. Doen een van sy songs. Wie se songs? Jy kan Bok se songs as 'n duet. Okay. Maar moenie hom nie sê nie. Okay, ons sal Shabby doen. Presies. Sien. Dan kyk ons hoe Bok voel na die tyd as jy nie vir hom gevra het nie. Ek is nou besig om lelik te wees. Ek is baie jammer. Luister, ek kan heeldag met julle gesels. Julle is wonderlik. Ek gesels oor 15 minute met Naas Botha. Ek is verskriklik senuweeagtig want ek weet niks van rugby af nie. Ek weet nie eens hoe dit gebeur het nie. So ek gaan met hom praat oor klavier. Hy speel baie goed klavier vir die wat nie weet nie. Steven, jy sal fyn wees. Dit is Dave weet self, soos ons die bokke ontmoet nie, dan dink jy Dave weet self, baie keer word vir ons vertel. Nou die dag, wat was sy naam gewees? Daai Springbok wat nee, die ander ene, Frans, maar in elk geval, ja, Frans Steyn. Ek sing by die Cheetah Game in Bloemfontein. Sorry, daar's baie rugbyspelers. Dis why sê dit op data wees, ek kan nie. Maar in elk geval, die ander by my sê weer. Dis okay. Ek werk goed onder. Hy hof verby my. Ek moet gaan sing. Hy sê, "Wag, ek ken jou. Ek en Jacques Potgieter luister na jou songs in die kamer op toere. Ek like jy nie maar ek like jou. Dis lekker as die Springbokke vir ons sê hulle luister na ons. Al die Afrikaanse musiek oorsee. Dit is hoor jy Naas Botha aan hom Frik de Pre. Hulle almal love you. Dan dink jy, julle luister na my musiek. Dis so awesome, hoor jy verwag dit nie. Jy dink maar net jy maak musiek en is gewone Suid-Afrikaners wat jou musiek luister, maar
Dan kom die Springbokke en sê love you en dan dink jy okay, dis great want jy kyk op na hulle. Hulle is eintlik jou helde, maar hulle love jou musiek. So dis so great. So jy gaan fyn wees met Nas. Dis al wat ek wil sê. Baie dankie. Dis al wat ek nodig gehad. Dis sien nou is ek 100%. Wel, Nas weer is 'n celebrity. daar's 'n celebrity, ja, royalty. Come on. Daar's hy. Dewald, Liani, baie dankie vir julle tyd. Julle is amazing. Ek sien baie uit na die toer. Ek is baie dankbaar vir Wian en sy span. Hulle is amazing. Hulle het nou vir my so baie mense gestuur en ek het so baie van julle ontmoet. En dis net great. Ek meen ek het nooit in Suid-Afrika gedroom ek sal van my helde ontmoet nie en nou ontmoet ek julle en ek is nie eens daar nie. En ek dink dis ongelooflik. Die belangrikste ding wat ek as ek nou 'n bietjie introspeksie doen wat ek geneem het uit hierdie gesprek uit is dat Liani, jy moet asseblief nie Dewald se brandewyn vergeet nie. Barry, jy weet, die hou jou dop. Okay, wel kom ons as 'n exit. Is daar enigiets wat julle vir die wyeer oorsee community wil sê? Ons is 'n relatiewe groot netwerk. Ons het so 'n paar duisend subscribers op YouTube, maar ons het amper 90,000 op ons groep South Africans Currently Living Abroad. Dit is die groep se naam. Ons het ja, nog ons hele netwerk met ons partnergroepe. Ek dink ons omtrent 2 miljoen mense. Is daar enigiets wat julle vir hulle wil sê wat daar in die buiteland is wat verlang huis toe? Vrydae-aande as hulle die vure aansteek en hulle musiek speel in die agtergrond en hulle hartsnare begin stuur. Watse woorde van troos sal julle by hulle los? Net om hulle bietjie nader in die huis te bring. Eerstens, baie dankie. Ek is net super dankbaar dat ek is al 'n paar jaar semi uit die bedryf uit en daar is nog steeds mense wat na my musiek luister en goeie goed sê daaroor. So ek kan net sê ek is super dankbaar. Dankie dat julle dit doen. En tweedens, almal van julle wat oorsee sit, julle weet hoe moeilik is dit. Maar reik uit na jou Suid-Afrikaanse gemeenskappe om jou. Vat mekaar se hande, help mekaar uit. Dis 'n tough journey en is baie makliker as ons mekaar se hande vashou. So wees goed vir mekaar en wees lief vir mekaar en luister na Liani my. Daarvan Ja. Sien ek elke keer as jy dit sê, kan ek 'n song met my kop uitkry. Liani. Ja, Dave sê dit so mooi. Ek sê altyd by shows, wees goed vir mekaar, kyk mooi uit na mekaar en ja, wees soos hy sê, vat hande, wees lief vir mekaar. Kyk mooi na jouself en kyk mooi na mekaar. Dave het nou perfek opgesom. Maar ek's net soos Dave daar. Ek sê altyd in hierdie het nou laas jaar gebeur in Februarie. Ons is was dit die Australië show? Ja. Ons gaan na die show gaan ons na die foyer toe en dit was eers een girltjie gewees en toe 'n ander jong man en sy meisie en sy staan voor my, sy begin huil en sy sê dankie vir jou musiek, ek is nog al die jare groot fan en ek het 'n klein hartjie, iemand voor my begin huil, ek saam, ongelukkig. En ek staan en ek dink hierdie 3 jong mense sê vir my hoe het hulle my musiek hulle aangeraak en ek sê maar net drukkies want ek weet later nie wat om te sien, want ek bly deel te sê dankie, dis 'n voorreg, baie dankie. Dis soos Dewald sê, mense sê net dankie dat julle ons ondersteun en ons musiek waardeer en ek sien myself nooit op 'n pedestal nie, maar dankie, my musiek vir jou iets beteken, dat Liani my ietsie in jou oë is, en haar musiek, dis al wat mense kan sê, en kyk mooi na mekaar, en soos Dave sê, hy het nou daai journey geloop, te immigreer, hy sal beter weet, soos, vat mekaar se hande, ondersteun mekaar, en wees daar vir mekaar, en ja, net daai ondersteuning, want jy weet nie, waar die persoon gaan nie, jy kan nooit van iemand praat, of sê, doen dit beter nie, as jy nie die persoon se skoene was nie, so nee, baie dankie uit my hart uit vir almal se ondersteuning en dat ons weer kan kom kuier en Dave, ek gaan vir jou sien. Ja, kan nie wag nie. Baie dankie en Anneli, nee. Ja, lekker aand. Nee, lekker oggend vir julle albei, né? Julle albei se oggend. Ja, nou middag. Ja. Lekker dag. Totsiens. Dankie Steven, dankie Dave. Bye. Moet julle. Bye. Wys my jou naam weer blyf hier. Dis 'n groot partytjie. Dit maak nie saak hoe jy lyk nie. Die ding rit mal tot die dak inval.